Hallo, ek kuier vandag by Petrus Spanneberg. Sy het 10 jaar terug 'n baie groot beroerte gehad en ek hoor nou dat dit dieselfde tyd is wat ek dit gehad het. Ek het ook 10 jaar terug 'n baie groot beroerte gehad. Maar ons gaan nou vandag oor haar storie gesels. Sy was 'n baie stresvolle situasie en sy het 10 jaar terug een oggend in die hospitaal wakker geword. Kom ons luister na haar storie. Dag sê, ja, ek het eintlik nie eers in die hospitaal wakker geword nie. Ek was die eerste 2 weke weet ek nie van nie. My man het my dringend ingejaag die aand Bloemfontein toe. Hy het Bloemfontein gedoen en ek dink net oor die 2 ure. En die eerste ruk was maar touch and go volgens my familie. Hy het met sy foon op sy kussing geslaap toe hy kon slaap die paar ure. En ja, ek het gelukkig by baie goeie spesialiste en dokters uitgekom. My neurochirurg het gelukkig besluit om my eers op dag 14 te opereer. En dit was die vakansiedag van 16 Junie in 2015. So, ja, dit is blykbaar die bloed moes eers wat is die woord? Ek sal net op die woord kom. Dit is maar een gevolg van die beroerte, dat jy nie altyd kan sê wat jy wil nie. Maar ja, ek is blykbaar baie gelukkig om te lewe en ek is baie bewus van die feit dat ek 'n tweede kans gekry het. Wat wil jy nog weet? Ek wil weet wat het alles in jou lewe verander na die beroerte? Ek is definitief meer bewus van, hoe sal ek sê, van in die moment te lewe en alles te waardeer. Elke dag is ek dankbaar, definitief baie meer dankbaar. Ek sal nie sê ek het roekeloos gelewe voor die tyd nie, definitief nie. Ek het baie beskermd groot geword en ek was redelik, dink ek, alles probeer reg doen. Ek het 'n goeie lewe gelei. Nou nie dat dit in my guns getel het nie. Maar ja, nee, ek kan nie anders as om anders na ek wens eintlik elke mens wil so dink oorkom. Nie dat ek dit jou toewens nie, definitief nie vir my familie nie, want hulle het swaarder gekry as ek. Maar net oor daai ding wat jy die lewe anders sien. Niks is meer veel die stres werd nie. Dit wat vir jou saak maak, is die dinge wat regtig saak maak. En jou hele uitkyk verander. As iets my ontstel, dan dink ek, is dit nou die moeite werd om daaroor ontstel te raak? Wat kan ek doen om dit beter te maak? So ook die feit dat ek na die tyd, dit het 18 maande gevat. Iemand het my eendag gesê, dit vat 18 maande na 'n beroerte om weer jouself te voel. En regtig, dit was so. Ja, daai eerste 18 maande het ek elke dag beter gevoel as die vorige dag. En so dis baie waar. Mense moenie te haastig wees om alles te wil reg hê eensklaps nie. Pietro, ek onthou vir my het dit gevoel of ek voltyds besig is om myself weer bymekaar te kry, te kan loop en reg te kan eet. Hoe het jy daaroor gevoel? Ek was mos aan my regterkant verlam met die bloeding links op my brein. So hulle moes my leer loop. Ek het die heel eerste aand, nadat myne was 2 weke in intensief, 2 weke in 'n gewone saal, 2 weke in 'n ander plek vir rehabilitasie. En die eerste aand in die rehabilitasieplek het die vrou nie geweet sy met 'n rampie om my bed sit, want ek wou toilet toe gaan, of badkamer toe. En toe ek aftrap op my regterbeen, toe is daar niks. Toe val ek my wang oop, dis 'n ander storie, vir 'n ander dag. Hey, nou.
Ja, ek moes definitief leer loop en ek onthou die een fisioterapeut het my so op sy voete laat loop. Dan loop hy agteruit net dat ek daai beweging van die voete seker onder beheer kry. En ook ek moes baie die oefenfiets trap en dit het my definitief geleer om my regterbeen stewiger, meer oefening te gee. Maar eet moes ek definitief leer eet. Ek het alles in my mond ingestop. Dan sê die kinders my, "Ma, sluk eers." Dan word ek vies want ek is nie 'n kind nie. Maar regtig, ek het en dan nie praat. Ek kon nie praat nie. As Gerard by my kom, "Hallo, hoe gaan dit?" Dan herhaal ek, "Hallo, hoe gaan dit?" So dit was nie dat ek nie woorde het nie, maar dit was net die maklikste way out want ek wou net dit affinish as hy vra, dan wil ek hom antwoord. So ek het nooit eintlik gedink om wat ek moet eet, laat dit vir my 'n probleem gaan wees nie, want dat ek het baie maar geword. En ja, ek het swak geword, want as jy nie loop vir 6 weke nie, dan word jou spiere disintegreer. So dit het 'n lang pad gevat. Die fisio, ek moes nog baie keer hierso plaaslik na die fisio toe gaan, wat vir my gehelp het. My linker skouer was om een of ander rede, of dalk nie eens regs, die arm het ek later 'n frozen shoulder gekry. So hy moes geoefen word. En ek moes gereeld gaan so hoog as moontlik strek met daai arm.